die koning van die eeuwe, kom ons nou met lof en eer. U wat was en u wat is, u heers vir altyd, altyd meer. Onverganklik hoog verhewe, geen begin en ook geen eind. U alleen bly staan vir ewig, elke knie sal u erken. Goeiedag geliefdes. Ek wil hierdie week by die woord stil staan by 2 Korintiërs 6 vers 3 tot vers 7. Ons gaan elke dag kyk na hierdie selfde teks en elke dag is daar vir ons iets nuuts. Kom ons lees dit net eers en dan gesels ons oor wat ons hier het. Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en net in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gebly. Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verstandigheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Paulus en sy vriende wat hierdie wonderlike kerkplantwerk gedoen het dit regtig nie maklik gehad nie. En hy skryf baie keer vir ons dat hy op so 'n plek was dat hy gedink het dat dit klaar was met hulle, dat hulle dood was, dat dit alles verby was. Maar Paulus het staande gebly. Hy en die mense rondom het staande gebly. Hoe het dit gebeur dat hulle staande kon bly? En ek wil graag hierdie reaksie met jou deel, want dit is vandag so moeilik om staande te bly, nee. Daar is allerlei dinge wat vir jou elke dag plat slaan. Dit is asof die hele wêreld, die ekonomie, die kultuur, die politiek, alles saam sweer om 'n mens net te verniel. Die eerste ding wat Paulus hier sê, hoe het hy staande gebly? Ek lees net weer so 'n stukkie van vers 6. Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen, deur die Heilige Gees. En hier is die eerste geheim. Deur die Heilige Gees. Dis deur die Heilige Gees dat Paulus hulle staande gebly het. Dis die eerste, grootste, primêre voorwaarde vir staande bly. Is deur die Heilige Gees. Dit is Jesus self wat gesê het in Johannes 15 al. Sê vir sy mense, julle moet in my bly en ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan later in Johannes sê hy, maar dis nou tot julle voordeel dat ek nou weggaan, want as ek nie weggaan nie, dan sal die Heilige Gees, die voorspraak, die parakleet, nie na julle toe kom nie. Maar as ek weggaan, dan stuur ek hom, die Gees van die waarheid, my Gees van my waarheid. En dis wat Paulus sê, dis hoe hy staande gebly het. Hy en almal rondom hom, deur die Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees was werklik vir hulle die parakleet. 'n Interessante vertaling van die woord parakleet is dat dit beteken die een wat langs jou val. Nie in terme van dat hy ook so swak is soos jy nie, maar die een wat langs jou val met die bedoeling dat hy jou opstaankrag sal wees. En dis wat Paulus sê, wil jy staande bly in hierdie wêreld? Paulus se wêreld was hard en breed met hom. Jou wêreld is baie keer hard en breed met jou. Wil jy staande bly? Wil jy weer op jou voete kom? Begin by die Heilige Gees. Begin by die bewuswees van die Gees van God wat in jou woon. En bly staande. Shalom. Geen duisternis kan u bedek nie, geen mag kan teen u op bly staan. Sterre, oseane, berge, roep uit dat u naam bestaan. Elke asem wat ons inhaal, is genade uit u hand. Elke dag en elke môre word gedra deur u verstand.
ons lig ons hande, ons buig neer. Daar is geen ander naam soos U, o Heer. Aan die koning van die eeuwe, aan die Here van alle tyd, kom die Heer en al die eerlikheid, tot in ewigheid, tot in ewigheid. Onsienlik maar tog naby ons, alleen wyse God so groot. Aan U behoort die lof vir ewig, U regeer van troon tot troon. Amen, amen, laat dit wees. U is waardig, koning Heer. Amen, amen, laat het klink. Van geslag tot geslag, weer meer.